Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 12 Augustus. En vandag lees ons saam Psalm 105, vers 1 tot 6, met die fokus op vers 4. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Word bewus van God se teenwoordigheid nou by jou en in jou. Wie is hierdie God? Verbeel jou dat God nou na jou kyk, dat sy aangesig gedraai is na jou. In die Bybel is God se aangesig wat so na ons gedraai is, 'n teken van God se goedheid en guns. Kom tuis in hierdie oomblik van goedheid en guns. Is daar iets wat jy vir God wil vra? Is daar iets wat hy vir jou wil sê? Mag sy aangesig oor jou skyn en mag dit jou diep vrede gee. Ons lees Psalm 105. Prys die Here, roep sy naam uit, maak onder die volke sy dade bekend. Sing vir hom, besing hom, praat met oorgawe oor al sy wonderwerke. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die harte van hulle wat die Here opsoek bly wees. Soek die Here in sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Roep die wonders wat hy gedoen het in herinnering, sy tekens en die oordeele van sy mond. Nageslag van Abraham, sy diensknegt, kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Soek die Here en sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid op. So kom nooi die psalmdigter ons in vers 4 tot 'n baie spesifieke manier van leef saam met die Here. Dis 2 Hebreëse woorde wat hier in Afrikaans met soek vertaal word. Die eerste woord lê nader aan ondersoek, bestudeer en raadpleeg. En die tweede is om te verlang, te begeer, te hinker. En iets baie spesifiek te verlang, en dit is die Here se aangesig, sy nabyheid, sy seën en sy goeie guns. Maar die leidraad hier is voortdurend, om die Here te soek, te raadpleeg, te ken, te vra, en te verlang en te begeer en te hinker na die Here se goedheid en guns, is nie 'n eenmalige ding wat 'n mens elke dan en wan doen nie. Dis 'n baie spesifieke manier van leef. Vir baie mense sal geloofslewe iets wat hulle aan en afsit. 'n sekere dag van die week, 'n sekere tyd van die dag, miskien met sonsopkoms, voor ete of naby slaaptyd. Vir sommige is dit seisoonaal, dikwels tydens groot feesdae. Of vir ander dalk meer siklies, soos 'n mens deur lewensfases gaan. Of dalk meer konkreet tussen diagnoses of oorgange wat gepaard gaan met onsekerheid, of in die naderdraai van verlies, pyn, teleurstelling en mislukking. Daarteenoor nooi die digter ons na 'n lewe van Koram Deo, wat beteken voor die aangesig van God. In Hebreëus is daar 'n uitdrukking soortgelyk aan Koram Deo, Lifnei Adonai, of Lifnei Yahweh. Wanneer God die verbond met Abraham sluit, beveel hy Abraham die volgende:
in Genesis 17. Ek is God, die Almagtige, leef voor my en wees onberispelik. Dit is hier die Lifnei Jahwe, leef voor God. Nou ons almal se lewens speel so af voor God. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 6 vers 11 dat die mensdom verval het in 'n bose, slegte manier van leef voor God. So selfs al soek ons hom nie en verlang ons hom nie, leef ons steeds Koramdaya, Lifnei Jahwe. Maar vir die psalmdigter is laasgenoemde 'n doelbewuste, onophoudelike, deurleefde manier van leef. En so ook God se opdrag aan Abraham. Deur die Psalm en deur Abraham se storie kom sê God vir ons: my oog is altyd op jou. Hou jou oog ook so op my. In die tyd van die Psalm was die besnydenis en die ark van die verbond die voortdurende teken van so 'n lewe voor God. Maar nou leef ons in die tyd van die nuwe verbond. 'n Verbond geskryf nie op klip, hout of papier nie, maar deur die Heilige Gees op die harte van sy kinders. Nie met ink of die bloed van geofferde diere nie, maar met die opofferende liefde van Jesus Christus, met sy bloed op ons harte geskryf. 'n Liefde wat geen einde ken nie. So 'n lewe is Koramdaya, Lifnei Jahwe, voor die aangesig van God. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, en laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die eerlikheid tot in ewigheid. Amen.